Daar's hy lekker. Hier's ek en Jonathan nou, ons eerste dag wat ons 'n podcast opneem. Dis vir ons 'n groot voorreg. Ons is van Siloam gemeente en ons het ons eie gemeente hier in Carletonville. Ons podcast noem ons Warrior Bride Reform. Ons uitreike noem ons Warrior Bride en die podcast gaan ons Reform noem. Klink lekker. Sounds good, bud. Dit gaan nice wees. Ek dink so. Ek wou dit hervormer noem, maar want die Here, vandat ons weergebore geword het, is die Here besig om ons te reform. Om ons te hervorm. En ons meer soos hy te laat lyk, as ons hom toelaat. So, ons is hierso 'n gemeente in Carletonville en die Here het op ons hart gelê om ons eie podcast te begin en ons het vir Dylan hier in die agtergrond. Ons kan nie jou gesig nou wys nog, Dylan. Een van daai. Ons groei, ons is besig om te evolve. Is die enigste evolusie waarna ons glo, is die evolusie van hierdie studio. Nee? In die Bybel glo ons in die 6 dae skepping van die Here. Ons glo nie in daai ander evolusie nie. Nee. So, ons is net ouens wat baie lief is vir die Here. En ons wil dit wat die Here ons leer en dit wat ons doen met julle almal deel. So, ons begin vandag. Ons wil vir Tinus hier gehad, hy kan ongelukkig nou nie wees, Tinus Kutse. Hy het, hier sal jy agter my kyk, is daar so 'n wit boek. Hy het daai boek geskryf oor Openbaring en hy gaan nog baie met ons daaroor praat. Ons praat van Genesis tot Openbaring. Ons is onbeskaamd oor ons geloof. Ons glo in die hele Bybel. Ons glo dat die Bybel God se woord is. En Johannes 10 vers 35 sê, the scripture cannot be broken. Die skrif kan nie gebreek word nie. Hy is die woord, in die begin was die woord was by God, die woord self is God. Ons is baie lief vir die woord. Ons teach van Genesis tot Openbaring. Ons is nie skaam om te sê ons glo in goed soos die wegraping en so nie, waar ons nog baie gaan gesels. Maar die eerste plek hoekom ons eintlik hierdie podcast doen is vir ons eie gemeente. En ek en Jonathan hou van goeie koffie. Dylan het ek nou net gehoor hou van tee. Maar as het hom dan nou reg dat hy... Maar hy is Engels. Hy is Engels, skeer dit vir hom. Maar as jy ooit genooi word om te kom gesels hier by ons, op hierdie podcast, gaan jy koffie aangebied word, en as jy nie koffie drink nie, sal daar vir jou 'n steady stampie wees. Ek het dit klaar gedink, wat ons gaan doen met sulke mense. Maar, Jonathan, my naam is JC, in elk geval, my naam is JC Leroux, en ons wil die Here se naam groot maak. Ons is nie ouens wat bang is om 'n grappie te maak nie. Ons is genuine, ek glo ons is genuine mense, what you see is what you get, maar ons wil regtig die Here se naam groot maak, want ons sit hier met net oor die, kan ek dit maar so sê, ons kan net hier sit, omdat die Here ons gered het. Ek was reël reguit op pad hel toe, totdat die Here my kom red het, en ons doen alles wat ons doen vir sy glorie. Alles wat ons gaan sê hierso, alles wat ons gaan doen ons vir sy glorie, en ons wil graag hê, mense moet dit net saam met ons geniet. En Jonathan, jy preek nou Sondag, want ek is nou nie Sondag hierso nie. By hierdie gemeente preek ek, Jonathan en Tinus, en ek en Tinus is hierdie naweek op 'n Warrior Bride in Pretoria, so nou 'n bietjie meer daaroor praat, waar ons 'n seminar aanbied, by die Moot, as ek dit nou kan reg onthou, ek kan nie onthou mooi presies waar dit is in Pretoria nie, maar is in Pretoria. As jy meer inligting wil hê oor dit, kan jy ons kontak, ons gaan ons kontak besonderhede gee, en ons is nou daar Saterdag, ek weet nie of die boekings nou klaar toegemaak het, klaar meer as 50 mense hoor ek wat kom. Sure. Ja, en so ons gaan heel Saterdag daar besig wees, en Jonathan vat vir ons die stokke hierso Sondag, en waar gaan jy Sondag praat, weet jy al, waar gaan jy Sondag? Ja, nee, ek gaan so 'n bietjie oor, ek gaan bietjie rondom, ek gaan nou 'n bietjie Engels en Afrikaans praat. Asseblief, want Jonathan is eintlik Engels, so ek waardeer dat hy bietjie Engels, Afrikaans gepraat het. Maar ek sal ook bietjie Afrikaans probeer. Kyk of jy kan. Ja, nee. Efesiërs 1 vers 17 en 18, ek gaan bietjie praat oor visie, bietjie praat oor hoop, en die impak wat dit het as ons nie visie het nie, en hoe ons Jesus sien. Do we see him in all his splendor and his majesty and his glory, or are we focused on what's happening, the chaos? God's busy with the enemy operates in chaos, en dit steel visie, want dit steel fokus.
En dan gaan 'n bietjie draai om wysheid, godly wisdom. You know, Solomon was the wisest oak to walk the earth besides Jesus, that's what the word says. And yet he didn't always use that wisdom in every area of his life. So daai vat ook visie weg. If you look at Solomon, he had a lot of vision, and the wisdom God had given him was nie altyd toegepas in al die dele van sy lewe nie. In sy koninkryk het dit goed toegepas, maar in sy persoonlike lewe nie. So we've got something that we also need to do. Kingdom is active, so dis hoe ek dit sien. Hoor hierso net Jonathan, maar toe jy nou praat oor chaos, toe wonder ek nou waar ek het nou al gehoor, maar jy het gisteraan daaroor gebid. Ja. Ons was gisteraan by ons Carletonville gebedsaand. Ek sal nog 'n bietjie hoor of Mike sal kom gesels hierso. Hy en Charlene, ons kom eenmal 'n maand hier in Carletonville by mekaar waar ons as gemeentes, 'n handvol gemeentes vat hande. En ons het gisteraan, die eerste was nice. Daar was hoeveel mense was daar? Ja, dat was amazing geweest. Dat was baie, daai saal was nogals vol geweest. En verskeie pastore en predikers kry geleentheid en ander mense ook om te bid vir spesifieke topics. En jy het gisteraan gebid vir landbou. Landbou, watersekuriteit, kossekuriteit. En dis waar jy nou oor chaos gepraat het. Ja. Maar terwyl vertel 'n bietjie vir hulle wat jy oor gepraat het. Well, the Oor gebed, sorry. the quickest way you can, the enemy operates in chaos. I see it that way. God's a God of order. And the quickest way you can create chaos is when he takes water and food away, because then there's chaos. People go into a frenzy oftentimes, and there's not much peace and there's not much calm. Sorry. So if the enemy can get that right, we need to pray for the food security of our country. We need to pray for the water security of our country. Okay. That these things must be managed well. They must be managed by people with wisdom and discernment and insight. Just like God used Joseph around Genesis 40 in Egypt, so he's putting people with an intimate relationship with the Father. He's putting them in place to steward water, to steward food, just like he did with Joseph. What he did with Joseph was amazing. And that's why food security, agriculture, all those things are important to the Lord. It's important to people. So, yeah. Amen. Toe jy nou gepraat het, kom hierdie skrif my op in Proverbs 29 verse 25. Hy sê my mooiste. 29 verse 18. Where there is no vision, the people perish. Exactly. Huh? Dis my mooi. Where there is no vision, the people perish. Kyk nou, ons het nou al so baie doom gespuit hier, maar die vlieg is nog steeds hier so. Dylan het hom misgespuit hoor. So as ons eerste dag, ons werk nog, ons evolve. En hierdie hele podcast, hierdie hele gesprek gaan organic wees. Ons gaan nie hierso ons gesigte poeier voor die tyd nie. Ja, nee. Jonathan boer, hy kom nou net van die plaas af. Waarmee boer jy? Varke, mielies en bietjie sojas, plant so bietjie tef. Okay. Ja, jy en jou broer wat nou in Amerika geboer het, hy's nou terug. Dis lekker en Dylan is ook so op die sideline, hoor ek ook, is daar besig met die trekkers en manne wat met hulle hande werk, eisters en lief vir die Here. Dis wat vir my lekker is om saam met julle te operate. Ons ken mekaar ook nog 'n rukkie, né? Ja. Ons wou nou graag Tinus hier gehad het vandag, maar hy sal nou op die volgende een hopelik by wees. Dan kan julle hom ontmoet. Vir die wat nou buite kan die gemeente luister, almal in die gemeente ken vir Tinus baie goed en vir Jonathan baie goed. So ons introduce onsself nou maar net vir die wat buite die grense van Carletonville hierna luister, né? Amen. Ja. So Jonathan, Toxapeus, en ek het Jonathan se pa eers leer ken. Ja. Jou pa was 'n pastoor, hy was 'n boer en 'n pastoor, en ek en jou pa Gerard. Ja. Het ek het hom 2 jaar geken voor hy oorlede is. Ja, wat 'n awesome ou. En hy het saam met ons gebid in die dorp, ons het by die ingang gaan bid in die dorp. En ek weet sy laaste woord aan my was hy eendag tegen my gesê, "Jy moet net nie stop nie. Moet net nie stop nie, want hulle was 'n paar ouens wat daai jare begin het hier in Carleton wil bid het en op 'n einde was hulle net 2 ouens oor gewees. Ja, nee, hulle was hy en die oom wat jou getrou het. Ja. Ja, wat jy hy het ook oom Chris, maar hy het nou al intussen getrek. Hy's in die Kaap mos nou eers. Ja, in kerke begin in Viljoenskroon en ja, awesome. Nou in die Oos-Kaap. So ja. En so by the way, ons drink lekker goeie koffie hierso en ons gaan een van ons eie koffie ook hê. Sounds good. Ons gaan dit nice maak. Nice maak. Ons kan nie nou nie sit sonder koffie nie. So dis nou waar die Sondag gaan praat.
Dan ons gaan dan nou Warrior Bride doen Saterdag. Hoe die Warrior Bride gewoonlik werk is ons het gewoonlik 'n naweekkamp. Ja. En ons het nou al 'n hele paar, ek het vanoggend net gesien op my memory op Facebook, het ons al 'n hele paar 5 jaar terug, was dit vandag 5 jaar of 4 jaar terug, het ons een gehad in Mosselbaai by Gaurikwa. Eers by Gourits 'n paar gedoen en toe by Gaurikwa en dis regtig intiem. Ons maak dit nie te groot nie. En ons het gewoonlik die Vrydag aanspring ons weg met ietsie. Die laaste een was Enrico en Anja saam met ons wat worship daar in Gourits of in Gaurikwa Game Reserve. En toe het Tinus soos ouer gewoonte doen hy dan nou die boek van Openbaring, maar hy doen nou net die judgments. Dis dit nou in Engels. Die oordeele. Dis nou van Openbaring 4 af en aan. En hy doen dan so twee sessies. Dan gee ons die mense die middag af en aan die aand dan doen ek Kingdom en ons doen Heilige Gees en ons laat die Heilige Gees toe en ons bid vir almal. Ons bid vir siekes, ons bid vir enigiets. Ons gee 'n woord vir mense, alles. Ons glo in die boek van Openbaring. Ons glo in die koninkryk. Ons glo ons moet die koninkryk preek en die koninkryk behels. Ons moet bevryding doen, ons moet demone uitjaag en ons moet bid vir siekes. Dis wat ons doen hierso. Ons studiootjie is hier in my kantoor. Ons is nou besig om 'n kerk te koop hier in Carletonville en hier agter doen ons bediening. Doen al bediening vir etlike jare, by baie mense geleer en saam met baie mense bedien al. En hopelik in die toekoms kan ons baie van daai mense kry om ook hulle stukkie van die puzzle te kom gee vir ons. My een vriend Tian het mos altyd gesê ding wat hy sê ons almal is deel van die puzzle. Ons almal sê die Bybel ken ten dele. Daar's nie een van ons wat alles ken nie. So ons wil vir julle ons deeltjie kom gee, sommer so rou, so en dit sal nog Dylan, hierdie gaan nog beter raak. Ons gaan skerper raak. Ons het tot 'n liedjie waarmee ons gaan begin en gaan eindig mee en ons kerk is nie jonk nie. Ons het hom begin as 'n ministry in 2016 dink ek. Is dit 2016? En jy het ook toe betrokke geraak, jy en Ryan my swaar, ons het daar op die plaas 'n kerkie gebou en ons het daar begin op woensdae aande en later is ek weg, ek is Potchefstroom en ek is nou weer terug. En ons het nou laas jaar Desember na hierdie gebou toe gekom en ons is besig om hierdie ons huis te maak. Ons is besig om in te trek hierso. Ons gemeente groei en ons wil hê ons gemeente moet ons almal vriende wees. Ons moet fellowship, ons moet by mekaar wees en ons groot mikpunt is om as ek het gesê het, verskoon my, ek gaan dit maar net weer sê, is om almal moet die woord ken. Daar's niks wat in die pad staan vandag dat 'n Christen die woord nie ken nie. En daar's soveel beskikbaar op die internet, daar's soveel wat jy net kan luister en soveel goed wat jy net kan download wat jy die Bybel kan beter leer ken. Maar ons leer mense die woord. Mense moet met hulle Bybels kerk toe kom. Ons doen verse by verse Bible teaching. Ons het nou vanaand maak ons klaar met ons Handelinge reeks. Ek gaan probeer om Handelinge 26, 27 en 28 te doen. En volgende week Woensdag aand doen jy vir ons 'n healing night. Ja, nee? Indeed. En ja, ek gaan nou vir jou vra 'n bietjie vir ons dit nou 'n bietjie meer oor te praat. Ons doen healing nights elke 6 weke probeer ons. En ons het die Handelinge reeks nou klaar gemaak. Vrydagoggende het ons 'n vroue groep wat ek die boek Johannes gedoen het vandat ek gekom het laas jaar. Ons is nou dag klaar met hom. Nou doen ek die 7 kerke en ons gaan baie daaroor gesels op hierdie podcast. En dan nou wat Handelinge klaar maak, doen jy volgende week Woensdag vir ons 'n healing night. So vertel vir ons bietjie nou van Ja, soos Jay sê, ons doen nou en dan elke 6 weke probeer ons 'n healing night doen. And it's pretty awesome. We do it differently. Not every healing night's the same. And I just believe that we need to walk in kingdom. So that is with authority, and it's Holy Spirit that it works through people, and it's not only certain people that can pray. He says we must go out, and Jesus said we must go out and lay our hands on the sick,
and cast out demons and so on. That's for everybody. That's not for a select few. So ek geniet die healing aande. Dis lekker om vir mense te bid. We've seen amazing things. Soos Jay sê, we used to walk around here in the lower part of town, Oberholzer, op Saterdagoggend dan bid ons vir mense. Party mense wil nie. But it's amazing. Sometimes, you just see, oftentimes we see so much healing taking place. It's not always just the physical healing. It's just emotional, and just people are hurt. People are down, and people are really just struggling. God didn't, he says in John 10:10 that the enemy comes to steal, kill, and destroy, but he came to bring life in abundance. And that's life in abundance. It's joy, it's hope, it's peace, it's just more of him. And if you live from that place, it's pretty awesome. So that's also healing. And I just remember how God has always been faithful. I mean, he says signs and wonders will follow. So we've seen some amazing things. We've prayed for people for eyes to come back. Hasn't happened. We've prayed for people who don't hear. We've seen eardrums grow back when they had an uitreik a couple of years ago. So God's always working. We can't put him in a box. Dis een ding wat ek al persoonlik geleer het. Jy kan hom nou nie in 'n boksie sit nie. Heilige Gees. Ons moet gehoorsaam wees. Ons moet nederig wees. We really need to be humble. That's so important. Full act. Dis nederigheid. Dis wat ek gisterand gebid het. Maar voor ek nou daaroor praat, vertel vir hulle 'n bietjie vandaan Oberholzer, daai oom, ons hoef nou nie oom se naam te sê nie. Wat het hy vir jou gesê toe jy vir hom vra om vir hom te bid? Nee, ek het die oom gevra. Ek ken hom. Maar ek het hom gevra, oom, kan ek vir oom bid? Wat kan ek vir oom bid? Toe kyk hy my net so aan, toe blaas hy sy sigaret rook so uit, toe sê hy, lyk dit asof ek gebed nodig het. Toe dink ek gelukkig vinnig op my voete, toe sê ek, oom, ons almal het gebed nodig. Shame, en hy het die gebed gevat. Nee? Ja, al 'n paar keer na dit ook. Ja, hy was 'n eister. Ja. Hy is ook al oorlede, maar ja, dis net die humor saam met dit. En hoor ons met humor hê, nee. Nee, ek hou van humor. Nee, jy moet. Ek sê vir sê in my verlede, ek wou nooit ek het nou lekker met Dylan bietjie voor die tyd gesels. Ons begin mekaar nou bietjie beter leer ken en vir hom bietjie van my verlede vertel en waar ek my agtergrond gaan nie nou daaroor praat nie, maar jy moes humor gehad het. Ek wil sê ons was in tough situasies en goed gedoen, en as jy nie 'n sin vir humor het nie, dan is die lewe nogal taaf hoor. En toe ons nou die boek van Johannes doen en jy lees, jy begin bietjie die Bybel fyn bestudeer, het jy Jesus se humor gesien. Jesus het ek weet die Here nee. Dit was seker vir hom baie keer moeilik om saam met gewone vissermanne te operate, en hy het hierdie hoë intelligensie en hy hoor hierdie ouetjies hoe hulle praat en hoe hulle operate. Luma Herbe het ons altyd gesê, hoe het hy sy 12 gekies? Hy het nie na die Universiteit van Galilea toe gegaan of die Universiteit van Jerusalem toe nie, maar hy het gewone manne gekies. Vissermanne met modder tussen hulle tone. En dis wie ons is. Ons is gewone mense en ons is net baie lief vir die Here, en ons is nie hier om die Here se woord te verdedig nie. God verdedig sy eie woord. Maar ons is hier om die woord te verkondig soos hy dit op ons hart lê, en undiluted scripture, ons hou van die woord. Ek wil net hierdie skrifgie net bietjie sê, so. Ek en Dylan het daaroor gepraat. 2 Korintiërs 1 vers 13. Nou my vriend Tian het my hierdie skrif geleer. En van ek hierdie skrif in my oopgebreek het, is dit vir my so mooi. Paulus skryf, en hy sê die volgende: want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. So, dit wat ek daar lees, moet ek so verstaan, en dan, so eenvoudig dit, as Jesus sê, of as die Bybel sê, Jona was in die vis. Kom ons praat sommer 'n bietjie oor Jona. Dis nou lekker ene. Ons mag ons kinders op sonnaarskool van Jona leer, en as hulle groot word, nee, dan was Jona nie meer in die vis nie. Maar as hulle klein is hy nog in die vis. Ons leer dit by die sonnaarskool, hy is in die vis, maar as ons nou ouer word, en ons word nou slim, en ons word sterk teologies, dan mag ons nou nie meer sê Jona was in die vis nie. Dan het ek enige ou gehoor, het gesê, ja nee, dit was, at best was Jona, die boek van Jona gedig, of 'n ding. Ja. Nee, Jesus self, God self, Jesus, haal Jona aan. Hy sê, soos Jona in die vis was, sal die seun van die mens. Ja, what more do you need?
Ek meen, Jesus het gesê, dit is goed genoeg vir my. Ek meen, ek gee nou nie om wie wat sê nie. Jesus sê, Jona was in die vis. So, Jona was in die vis. Hy was Ninive toe gestuur, hy wou nie gaan nie, maar hy is toe nou eers in die vis. En ons glo dit. Ons glo, soos ons nou gesê het, dat God het gesê, hy het die aarde gemaak in 6 dae en die 7 dag het hy gerus. Het hy het in 6 dae gedoen. Nie 6 tydperke van etlike miljoene jare nie, 6 dae. God sê so. En hy sê ook dat hierdie Bybel baie belangrik is, al 66 boeke van Genesis tot Openbaring. En God wil ons met ons veral praat ons baie oor Openbaring en Tinus wat nou baie gaan praat, hou baie die dinge oor die eindtye dop. Hy gaan vir ons gereeld update kom gee wat in die wêreld aangaan, wat in die nuus aangaan. En alles nou, en dit wat nou in Israel aangaan is awesome. Ek meen, ons kan nou ure daaroor gesels. Maar ek wil dit eerder los vir Tinus. Hy is meer 'n expert op dit. Hy sal my heeltyd ook reg help en sê, ja, maar onthou nou net dit en dit. Maar die boek Openbaring is so 'n awesome boek, dat God, as hy met Genesis begin het, en ek dink Tinus sê altyd, daar's 2 boeke wat die vyand haat. Buiten dat hy die hele woord haat, is dit Genesis en Openbaring. Want as jy Genesis kan uithaal, dan val die ander boeke soos domino's. En nou kom God, nou gee vir ons Genesis, hy gee vir ons hele Ou Testament, hy gee vir ons die Nuwe Testament, en dan eindig hy, die einde, slot, gee vir ons Openbaring. En nou ewe skielik wil ons kom die mekaar maak. Nee. Dis nie hoe God is nie. God wil ons nie die mekaar maak nie. Ons gaan Openbaring vir jou so verduidelik, dat 'n kind dit kan verstaan. Ek sê vir jou, ons is nou al vir 2000 jaar gehelp om dit nie te verstaan nie. Ja. So, ja, maar onthou nou net in die konteks van die en die milieu van daai, alles nie. Dit gaan alles oor, hoe sien jy God se woord? As jy respek het vir God, dan het jy respek vir sy woord. So hier by ons, dan het jy die Bybel oop zip. Dis nie weer, is nog vars. Is nog vars. Hierdie Bybel, nee, sê Jakobus 4 vers 7. Jy onderwerp jou aan God. Hier is God, sy woord. Dan weerstaan ek die duiwel, dan sal hy van my wegvlug. Die duiwel het nie respek vir iemand wat nie God se woord respekteer nie. Hy sien op 'n myl of jy God se woord ag as die waarheid. Sy woord, Johannes 10:35 sê, kan nie gebreek word nie. Hy is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde. Ek, wat nie eens aan God belang gestel het in my lewe nie, hy het my kom roep. Hy het my genooi om deel te raak van hierdie storie. Van die handelingsstorie wat ons vanaand op die Handeling 28 gaan eindig, maar eindig stomp, weet jy hoekom? Van die handelingsstorie gaan nog steeds aan. Handeling is nog nie klaar geskryf nie. Ek sê nou vir Dylan, Here het vir my hierdie mooi gewys, want my en jou storie is nog nie geskryf nie. Ons is deel van die Handeling Kerk. 1900 jaar later, ons gaan nog steeds met Handeling aan. Ons trek seker nou by Handeling 64. Maar ek het agting vir God se woord. Ek is lief vir God en sy woord, want een van sy name is die woord. In die begin was die woord was by God, die woord self is God. Hy is die woord. In Johannes 5 vers 7, daar is 3 wat vir my en jou getuig in die hemel. God die Vader, God die woord, en God die Heilige Gees. En hierdie 3 is eenstemmig, hierdie 3 is een. Ook 'n teksversie wat liefs nou nie meer bestaan in baie Bybels nie, maar 'n baie belangrike teksvers. So sy woord, Psalm 138 vers 2, hoe kan ek daarvan vergeet? Net die King James sê hom so. Hy het sy woord bo sy naam gesit, en al wat dit beteken is dat sy woord van belang. Dis hoekom ek God dien. Ek sê dit elke dag vir mense as ek 'n bedieningssessie doen met hulle. God kan nie verander nie. Hy kan nie teen sy woord gaan nie vir jou of vir my nie. Dis hoekom ek en jy onsself moet onderwerp aan sy woord. As ons geonderwerp is, kan ek en jy saam met God die wêreld en die vyand bestaan. Sonder, as jy hier is, sorry, dis my opinie, dis hoe ek het sien, en basta my, dis jammer, jy het nie respek vir God se woord nie. Ek, met my opinie, met my mind, met my intellek, die bietjie, nee, is eerder gesubmit onder die groot intellek. Die slim God, wat my gemaak het. Al die chemikalies in my brein, alles, het God, ek is daar, en ek submit my intellek onder hom. As hy vir my, hy het my geroep, ek wou nie die Here dien nie, hy het my kom haal, Johannes 6:44 wat sê, God trek mense,
Hy het my getrek. Wat 'n wonderwerk. Grootste wonderwerk vir my in my lewe, dat hy my getrek het. En nou het hy my ingenooi op sy storie. En nou het ek die voorreg om te submit aan sy woord en sy woord vir mense te gee. Sonder om my opinie te gee. Ja. En sy woord te probeer verkeerd bewys. En sy eintlik maar, jy weet, ek beteken eintlik dit nie, jy weet, Openbaring is allegories geskryf, jy weet, in die konteks van die, nee. Openbaring is so maklik geskryf, hy lê homself uit. En die probleem met Openbaring en profetiese skrif is dat die mense, jou benadering van die woord, hoe jy na die woord kyk, sit jy klaar op die agtervoet. Want jy vat nie God op sy woord nie. Kan ek dit maar net so plain sê soos dit. Ons vat nie God op sy woord nie. As God vir jou sê, hoor die Jonathan, wat is ons nou oor gepraat het oor, for the lack of vision, people perish. Ja. Dis so. En die ding is, Openbaring, ons gaan nou baie na Openbaring toe, ons gaan altyd maar Openbaring iewers inbring. Openbaring is vir my en jou soos 'n lamp wat staan in 'n donker plek. Petrus sê dit. En hy sê ook die profetiese skrif is nie 'n saak van eie uitleg. Openbaring het God daar gesit om vir die kerk, sy kerk, ons is ingenooi onthou, Ja. vir sy kerk te sê, dis hoe dit gaan eindig, dis die prys, dis die einde, hier's waarna jy kan uitsien, want dit is iets om na uit te sien, en dis wat gaan gebeur. En nou sê ons, nee, dis nie so nie. Fokus eerder op ons in ons kerk, en ons is die visie. Mense sê dit nie in soveel woorde nie, maar as jy nie die woord preek en goed soos Openbaring preek nie, dan waarna moet mense uitsien? Na jou, na my. Nee. Ek moet mense vasmaak aan die woord moet hulle encourage, daar's nou 'n Engelse woord wat ek inbring nie, en hulle moet uitsien, Paulus sê, ek moet mense bemoedig met hierdie woorde, sê in Tessalonisense. Ek mense bemoedig met die einde. Die einde boodskap moet jy nie bang maak nie. Of jy bang is daarvoor, is nie weet wat aangaan nie. Ek en jy moet elke dag, Angus sê dit elke dag, omtrent in sy in sy boodskappe, hier is dit vandag die dag. En Tian ook, altyd in sy wat hy stuur, Maranatha, kom, as jy vandag kom as ek reg. Ja. Maar in die meantime, in die sweet by and by, moet ek en jy die koninkryk verleidelik. En ons gaan baie praat oor die koninkryk, God se plan met my en jou, hoekom het hy vir Jonathan geroep, vir Dylan of vir my geroep? Want die storie moet aangaan. Ja. Handeling moet aangaan, ons moet aangaan om die goeie nuus te vertel vir mense. En daar's 'n goeie einde, ons lees die einde maak ons nie mekaar nie, ons wen op die einde. Ja, nee, we live in victory, dis wat dit is. Ons loop mooi. Dis baie belangrik wat jy sê, ons moet ons onderwerp submit under the word of God. And I think in general, for the longest time, people have looked to the oak in front, and it's not slamming anybody or anything, but it's where people have a relationship with the Lord through the oak in front, and it doesn't work like that, because the problem comes in when the oak in front misrepresents Jesus. Then people get hurt and so on. We must be submitted under the word. It's not a complicated, dis nie moeilik nie. But like he says, ons moet die besluit maak, ons is verantwoordelik vir daai besluit. Niemand anders nie. Daai verantwoordelikheid sit net met my en net met jou. Ja. En so is dit met almal. And there's not really sugarcoating that. At the end of the day, we given everything, and we got to give a good answer one day. Hopefully, he'll say, well done. That's important. Faithful servant. Maar Jonathan, wat ek mos altyd sê, nee, weet jy wat, nee. Ek is nie goed waarna ek in die aand wakker lê hoor, nee. As ek nou voor God staan, en ek gaan voor God staan, jy gaan voor God staan. Of as nou met die wegraping weggaan, of as ek nou dalk dood gaan voor die tyd, ek weet nou nie. Maak nie saak nie. Maar ek gaan voor God staan. Dan gaan hy my so kyk, hy gaan vir my sê, hy gaan my nie JC noem nie, maar dis my bynaam. Hy gaan vir my sê Johan. En as hy sê Johankie, dan weet ek het 'n probleem. My ma het altyd vir my Johankie gesê as dit nou moeilike tye is. Het jy nog nie gebid, daai ding, né? Ja. Nee, maar hy gaan vir my sê Johan, jy het dan hierdie woord vir my baie letterlik opgeneem.
Eerder dit, nee, voor hy vir my sê, hoekom het jy nie my woord geglo nie? Ja. Dit was as plain as day. Wat sê die Engelse woord? As plain as what? Dirt. Plain as day, ja. Ja, plain as day. Dit was so eenvoudig. Ek het geskryf daar. Kom ons lees dit. Ek kan dit nou nie weerstaan nie. Kom ons lees dit uit die regte Bybel uit. Nie my iPad nie. iPad is hierso vir as die beligting nie reg is nie. Ek het 'n lekker iPad wat die kerk my mee gebless het. En ek wil so baie dankie sê. Dis wat ek nou nie moet vergeet nie. Vir almal wat betrokke was om hierdie moontlik te maak. Ja. Want dit het baie geld ingegaan. Ja, nee, definitief. Dit is van die beste goed. Ons nuwe, wat noem ons daai in Dylan? Rode videocaster. Ja, wat 'n awesome. Dis so maklik, ons moes nog steeds vir Dylan inkry met die ding. Ja, tegnologie is baie nie ons sterkpunt. Maar ons gaan dit leer, Dylan sê om ons te leer. Hy gaan vir ons help om dit mooi te kry. Met tot hierdie iPad, hierdie goed, alles hierso is vir ons gegee deur mense wie se hande oop is. Baie dankie daarvoor. Ons waardeer dit sodat ons hier kan sit vandag en oor die Here praat. Hoor gou wat sê so. Die Openbaring 1. Johannes skryf, die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat moet gebeur. God gee aan Jesus die openbaring vir my en jou. Ons is mos sy diensknegte. Ons is gesubmit in sy woord. Ek sê diensknegt. Ons is sy doulos, sy slawe. Paulus sê, ek Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus. Ek Paulus, 'n slaaf, totally committed. Ek weet jy is totally committed, dis hoekom jy sit. Ja. Wat gou moet gebeur. Dit is al 2000 jaar later, né? God se gou en ons gou is nie dieselfde nie. Nee. Here, help my gou. Moet jy al gebid vir weer, né? Jy het baie reënstories. Jonathan baie reënstories en baie vra. En wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt, weer diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Hoor hierso. Salig is hy, geseënd is hy, sê party vertalings, wat die woorde van hierdie profesie lees. Openbaring is 'n profesie, hy sê hy is. En die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskryf is van die tyd. Hoor hierso. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskryf is. Chuck Moses sê altyd, it's the only book in the Bible that has the audacity to say, read me, I'm special. Huh? Ja, dis mooi gesê. Dis mooi gesê. Lees my, want ek spesiaal, want God toon aan Jesus, wat op die einde moet gebeur, hy gee dit aan sy engel, om sy diensknegt Johannes te gee, sê, hoor die sê vir hulle, wat gaan gebeur op die einde. Nou dink baie van die kerk, nee, daar is nie einde nie, ons gaan maar net aangaan nou so, alles gaan maar net aangaan, nee, die kerkvenster gaan op die tyding toemaak, die kerkdispensasie, gaan toemaak, en dan gaan Jesus kom vir sy heiliges, sy bruid, en dan gaan daar 'n verdrukking van 7 jaar wees, 3,5 jaar, groot verdrukking, en dan gaan hy terugkom met sy bruid, dit staan in Openbaring, en dan gaan hy kom regeer fisies op die aarde vir 1000 jaar, Satan gaan vasgemaak word, gebind word, en dan op die einde word hy vir 'n rukkie losgelaat, en dan gaan hy weggevee word, vir ewig, dan is dit die ewige oordeel, vir die wat nie in die Here geglo het nie, is nie vir my en jou nie, want ek en jy in daai 7 jaar verdrukking, is vir die Bema, vir die mercy seat, prysuitdeling, of dan nou nie, gaan ons pryse kry, of nie, en dan, wit troonoordeel op die einde, en dan die nuwe hemel en nuwe aarde. Hoe awesome gaan dit nie wees nie. Daar sê dit, hy sê dit in Openbaring. Most dodged book in the Bible. Ja, ek luister nou nog ou, wie was dit, ek ken nou nie, wat sê, hy gaan Rusland toe nie, en hy praat dan met gewone ouens wat in die bosse werk, en mense wat rou vis eet, en hulle almal is nou disippels van Jesus, hulle het nou Christene geword, en hy verduidelik hulle Openbaring, in 'n uur te verstaan hulle dit, Ja. want hy lees dit net dan, hy lees dit net vir hulle, nou, hoor ons, wat 6de, 7de, 8de generasie Christene is, nee, ek gaan eerder nou maar my pastoor of my dominee vra, want dit, ek meen, en dan kom die pastoor of dominee, en ek sê dit nou maar soos dit is,
Nee, maar onthou eintlik is nie so eenvoudig nie dat dis nou nie eintlik dan wil ek hoe sê Andrew Womack, dan kom die spirit of slap oor my oor. Ek meen, nou wil ek mense wegvat van die Here af. Iets om na uit te sien. Jonathan sê jy gou ietsie terwyl ek die skrif soek hierso oor dit. Ja, dis die groot ding. Dis wat ek praat van misrepresented. It's the most dodged book in the Bible, and I really believe if you see people who have never heard the word of God and then they start getting the word of God, how they believe and how Holy Spirit works through them, people like to complicate things because people believe, and I'm saying this as people, that it can't be that simple, it can't be that easy. But it is. It's the simple gospel. It's the news that is too good. It's so good that it almost seems too good to be true. And this what mense hak vas op dit, but it can't be that easy. And I don't say easy because when you decide to follow the Lord, you got to deny yourself, and you're going to go through trials and tribulations and die and die volgende ding. So it's not easy, but I'm saying you're going to have to be ready for war. You're going to have to be locked and loaded, ripped and ready. And but I'm saying what it is people try to complicate it too much. It was never meant to be complicated. Yeah. He's not sitting there with a checklist. Jonathan didn't tick that box. You didn't figure that out. You didn't figure that out. He wants an intimate relationship. That's what he wants. That's why he says, spend time in my word, seek my face. It says in Psalm 97, his presence melts mountains like wax. So, that's what it does. The mountains in your life, the mountains wherever they are, his presence, but we got to seek his presence. We got to sit in front of him. That presence is to behold his face. If you go check the Hebrew on that, but that's what it means. And it was never meant to be complicated. It was meant for everybody. It says in his word, I can't remember, I think it's in Timothy. He says the Lord wants all people to be saved. Oh, ja. All. Maak nie saak wat se taal jy praat nie. All means all. Alles. Almal bedoel ek. So, yeah, we got to be careful of not complicating it. We got to spend time there. JC said something interesting last night about evangelical leaders who only pray. The statistic on that now, pray 10 minutes a day. That's rough. The evangelical believer that prays 5 minutes a day. The average, The average, yeah. So, prayer is not an event; it's a lifestyle. Sure. So, yeah. That's awesome. Hoorie Jonathan, ja, ek wil nou wat nou iets in my gedagtes kom, maar ek nou weer vergeet wat dit is. Maar Petrus sê dit mooi, hoor, hy sê in 2 Petrus 1:16. Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus bekend gemaak het nie. Maar ons was aanskouers van sy majesteit. Want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe hierdie stem uit die luisterlike hemel uit tot hom gekom het. Dis my geliefde seun, dis nou op die berg verheerliking. Waar Petrus ook nou nie sy mond gehou het en gesê het vir hierso, kom ons bou 'n huis, kan ons van die huise bou hierso. Plaas net stil bly. Dis my geliefde seun en wie ek welbehaag. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom toe ons saam met hom op die heilige berg was. Hoor nou hierso, hier's my belangrik. Ek gebruik hierdie by Warrior Bride ook en hierso met 'n mooi foto van 'n lamp wat staan. Hoor wat sê nie. En ons het die profetiese woord wat baie vas is. Ja. Dis vas. God het gesê, sorry, sad to say, maak nie saak wat jy glo nie, dit gaan gebeur. Ja. Wanneer? Mag ons nie sê nie. Ons is nie dag en datum ouens nie, maar ons weet dit gaan gebeur. En ons het die profetiese woord, en wat het Openbaring gesê, is hy 'n profetiese boek. Maar hy is 'n profetiese boek. So, ons het die profetiese woord baie vas is, en weet jy wat is my mooi van daar is? Wie 'n oor het, laat hy luister. As hy in die 7 kerke praat, sê hy 7 keer, het jy 'n oor? Luister. En hy praat met die kerk, né? Ouens sê altyd daar's 21 briewe, maar hulle vergeet van die 7 briewe van Jesus. Moet dit onthou. En ons het die profetiese woord wat baie vas is. Hoor nie so? Waarop jy dit tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek staan. So, as ons nie vir mense die vision gee nie. Wat is die vision? Dis die woord is die vision. Ja. Die profetiese woord is die vision. Ek is nie die vision nie. Ek nie met my 7 jaar puntplan vir die kerk vorentoe is die vision nie. Die woord is die vision. Ek moet mense vasmaak in die woord. Dit moet hulle vision wees.
Ons het die profetiese woord wat vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek staan, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle dit veral moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie, hoor, dis nou wat so baie belangrik is, maar hierdie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring. Amen. Hoorie? Maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God, luister hier, elke profesie is deur die Heilige Gees voortgebring. As jy nou sê dis nie waar nie, dan, ek wonder of dit blasphemous teen die Heilige Gees. Ek dink But jy het al daai prentjie gesien waar hulle al die profesies so, I mean, you can't deny it. Maar ja, nou gaan dit aan in Petrus in 2 Petrus 3 vers 3, wat hy sê hierso, dit moet julle veral weet, dat aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Waar is die belofte van sy wederkoms? Ons hoor dit mos nou. Arme Dani wat nou so uitgehaal was, en ek luister na 'n dominee, ek moet sy naam kry, hier's daai ou kan preek, daai oom kan preek hoor. En hy het die Christene uitgehaal. Maar weet jy wat sê hy? Jou ware klere kom uit, wanneer een van jou boeties dalk 'n fout maak. Hy is sleg gesê deur Christene. Die ergste. Dis die ergste. En wat die ouens gesê het, vals profeet, hy moet dit, en Dani, in sy defense, hy het altyd gesê, hoor, maar ek's lief vir julle. Ek's lief vir julle. Ek's lief vir julle. En hier kom die kerk, en slat vir hom. Yes, ek dink jou ware klere kom mooi uit daar. En is so mooi dat hy rooi is om dit nou genooi het, en al daai goed, ons kan nou 'n ander keer daaroor praat. Ons is lief vir Dani Botha, en ek is 'n Dani Botha worship ou. Musiek, en ek weet, Jonathan hulle is meer Engels, so, maar ek's Afrikaans, ek kan dit maar net sê. Ek kan maar sê, ek verlang na my ou Afrikaanse liedjies, maar ek weet, ek hou ook van die Engelse songs. Julle weet mos ek hou van. Ja, nee. Ja. Hoorie, maar dit meer veral weet dat daar aan die einde van daar spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vanaf die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moetswillig vergeet hulle daarvan lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God. Dankie tog Petrus dat jy vir ons sê die aarde het ontstaan deur die woord van God, nie deur 'n Big Bang nie. Ja, nee. Moenie vir my kom sê daar's plek vir evolusie nie. Sis. No, that's not what the word Nie as jy says. Christen is. Nee, that's not Nie what as the jy word says. submit onder die woord van God Ja. nie. Ons het altyd insekteer gehad. Ek sê wat toe ek in die polisie was en ons skiet nie mooi nie, dan kry ek klap in die kop. Ja, daai het ons in die kop geklap. Ek gesê sis. Hoe skiet jy, né? En dieselfde vir ouens wat God dien. Wat God genooi het om te dien. Ek glo ons almal wat God dien, is genooi deur God om mense te bedien en die woord te bedien. Nou raak jy so teologies slim, en daar's niks fout met teologie nie. Ek leer elke dag. Ek lees baie boeke, ek bestudeer God se woord, en ek raak nou al oulik, ek begin al die Hebreëus en die Grieks mooi vasvat, en ek is lief vir God se woord, en ek sal God se woord bestudeer tot die einde toe. Maar nou raak jy so teologies slim, en jy leen jou ore uit, vir mense wat sê, ja, maar daar is tog ruimte. Nee, daar is geen ruimte nie. Hoekom ek nou alles gesê het wat ek wou sê voor ek vergeet? Wanneer ek bedien, en wanneer ek iemand moet help in bevryding, en ek kom in kontak met die ander realm, die demonic realm, en jy is nie geanker in die woord nie. My boetie, my sussie, Nagnella. Ja. Wat? Ek ben nou ek hou nie van sulke goeders nie. Ek hou nie daarvan as demone manifesteer nie. Ons is nie gewoond aan sulke goed nie. Maar wanneer dit gebeur, moet ek weet, dankie tog, ek is gesubmit onder die woord van God, dankie Here. Maak nou nie saak wat hier manifesteer nie. Maak nie saak wat nou hier met my praat nie. Ek is geanker in die Here. En Jesus Christus is die groot gees. En demone en die vyand is net bang vir hom. Maar ek en jy moet seker maak, ons is aan sy kant. Want jy kan 'n Christen wees
en teen God se woord praat. Ja. Moenie dink vir een oomblik dan. Heilige Gees. Ons gaan baie oor hom praat. Hy respekteer jou as jy sy woord respekteer. Sy salwing loop saam met jou as jy sy woord respekteer. Ja, dis lekker. Ek gee hom al die eer vir enige iets wat ons bereik deur ons bediening en waarin ons vat mense wie ons bedien. Mense is God se skepping. Die Nigeriërs onder wie ek baie gelede het altyd gesê, Psalm 24 is een van hulle gunsteling. The earth and the fullness thereof and everybody. En ek gaan hom nou butcher in Engels. Kom ons in Engels. Die aarde en die volheid daarvan. En almal, luister, almal wat daarop woon, behoort aan God, want hy het dit gegrondves. Nou, nie alle mense kies God nie, maar almal behoort aan God. Dis sy mense. En hy huil oor elkeen wat verlore gaan. Hy huil oor elkeen wat so slim is, wat God wegstoot met hulle eie intellek, hulle eie trots, is maar trots op einde van die dag. Maar kyk wie ek is. En dis hoe ek dink, en dis hoe ek dit sien, en basta met die res. Nee. En dis hoekom God dan hou van 'n doulos, 'n diensknegt. Selfs op Paulus, al sy geleerdheid, moes hy neerlê. En daar waar ons nou vanaand handelinge gaan doen, sê Festus vir hom, gouverneur Festus vir hom, hoor jy al hierdie geleerdheid jou mal gemaak, want hierdie storie wat jy nou kwytraak hierso, toe hy voor Priscilla en voor Agrippa 2 en Bernice praat en homself verdedig met voordat hy Rome toe gegaan het. En hy verduidelik daar nou, ou Felix kyk hom so, hy sê vir hom, hoor jy al hierdie geleerdheid jou mal gemaak. Wat 'n storie vertel hy? Maar Paulus, fariseer van fariseërs, wat by Gamliel geswat het, onder die voete van Gamliel, hy moes al sy geleerdheid neerlê. En hy moes 'n eenvoudige man word. Van Saulus, wat groot beteken, na Paulus, wat klein beteken. Oh man. Hy moes klein word. En dis wat ons almal moet doen. Dis wat ons almal moet doen. Almal doen. But have that fear of the Lord, wat, we just got to, dis iets wat ek glo is missing with a lot of places, is the fear of the Lord. He's not an insurance policy, just so that we can get to heaven. For sure. And then that's why, I believe that it's a race that needs to be endured. Maar as jy praat oor fear of the Lord, en ek weet jy wat boer, het baie met natuur te doen. En is absoluut niks wat jy kan doen om goed te maak gebeur nie. Ja. Jy moet, as jy daar goed in die grond gesit, nie het al hoeveel getuienisse gegee voor. Jy moet nou staat maak. Nou moet jy geloof hê. Hoor jy, want ek het nou daai laastes hier ingesit, of wat ook al. Vertel 'n bietjie van dit. So een storieetjie. Daai is mooi stories. Ja, nee, ek moet sê, boerdery is iets van baie geloof. My pa het my gewaarsku, maar ja, it's quite a walk of faith. Ek het al baie tye dan reën het nie. En selfs met 'n moeilike tye, ek het heavy baie gedraf, dit lyk nie nou so nie, maar toe ek jonger was, Nee, lyk goed. het ek bietjie gaan draf en ons het nie eens geld gehad om laaste 10 hektaar te plant mielies nie, en ek draf en ek kom by die huis en ek het so 10 hektaar landjie daar langs die huis en die Here sê vir my, gaan op jou knie langs daai land en dan bid jy. But you got to praise my name. You got to praise me in every situation. That's why in 1 Thessalonians 5, you got to rejoice always, Sure. pray without ceasing, and give thanks in every situation, in every circumstance. Dis ook wat ek gisterand gesê het. It's not about, you're not saying thank you for the situation. You're saying thank you in the situation. For the situation puts a focus on the situation. In the situation puts a focus on God. Amen. And there's a big difference. Daai is mooi. And he said, you got to go pray next to that land. You got to praise my name. You got to exalt my name. But you got to go on your knees. En die Here het my baie goed daar geleer. Maar ek gaan langs daai landjie en ek lift my hands and I'm on my knees and I pray and I say, thank you Lord that you'll provide. We need to plant this. Ons het, ek en my pa en my boetie het bankrot gegaan, so ons het baie klein oor begin en ons het nie veel gehad nie, but I prayed and I said thank you, en die volgende dag kom 'n oom daar na ons toe, trailer vol saad, kunsmis, alles om 10 hektaar te plant. Ja. So,
But we got to be thankful, eh? Ja. En toe opgekom, mooi oes. Ja, nee, het mooi opgekom. Goeie reën gehad. God, in that whole journey for more than a decade now, it's been a lot of testimonies and a lot of faith, a lot of failing the test, but a lot of just resting in Him. And He's done awesome things. Ja, dat was baie stories, but he's always awesome. Maar dis daar wat ek en Dylan nou voor die tyd gepraat het, né? Is daai olive press wat ons almal deurgaan, né? En die dag toe die Here my kom al 'n Grahamcook sê dit so goed. Die Here my geroep en dit was so, dit was so awesome en ek kry net woord. Almal gee vir my briefies met skrif op en alles en dan ewe skielik. Dan gaan ek deur die olyfpers. En dan moet ek vashou aan daai skrif, né? En dan vra jy, het ek reg gehoor? Maar wat gaan nou aan? Ek doen gaan nou. Ja, want God berei ons voor, maar hy moet jou laat jy oor jouself kom. Dis die groot ding as Ons jouself. almal, ek meen jy was 'n PH en Ja. jy het 'n groot testimonie daaroor en goeters en ek was nou 'n breëbors sekelstert, pa se seun is niks werd, wings op my bors gedra in die 'n taakmag en al daai goeters en God moes dit uit my uitkry. Hy moes uit my kry en hy moes my 'n servant maak. Ja. Ek dink jy weet wat 'n servant. Hey, soos ek gisterand gesê het. Ek wil gou hierdie, ek dink ons moet amper klaar maak. Ons is nou amper op 'n uur. Kan jy dit glo, kyk hoe vinnig, hè? Ja, nee. Hoe vinnig. En weet jy wat's lekker vir die ouens wat hierdie luister, né? Jy kan net pause. Gemaak 'n koffie en dan gaan jy verder aan. Want jy wil nie die volgende storie mis nie. Maar in elk geval, ons gaan dit nog mooi kry. Nee, ek het gisterand toe ek nou net, toe ons daar voorstel met ek bid vir die spiritual leaders of the town en al goed en laasweek was ek nou so 'n bietjie op verlof saam met my vrou en kinders en die Here praat net met my uit Hebreërs uit en alles lees vir 'n bietjie Hebreërs en die Here praat my net oor daai wat jy gesê het, seek my face. 2 Chronicles 7:14 wat ons almal gebruik op hierdie bid daar natuurlik. Mike het gisterand nog gebid. You must humble yourself, seek my face, pray, al daai tipe goed. En ekskuus. En hierdie storie van Richard Woerenbrand gebruik die Here toe in my lewe ook met my. Toe Richard Woerenbrand, hy was 14 jaar toegesluit. Agter die ystergordyn, die russe. Ek dink hy was 3-4 jaar in die tronk. Hy het nie lig gesien nie, alles is grys. Sy tande is uitgeslaan. Hy sê die Russe die perfect dental gehad, sodat die tande uit die eerste dag. Kyk, ons is brutally. Hy het sy vrou nie verveerd, hy dink sy vrou is dood, hy dink sy seun is dood. Hy's daar en maar in elk geval, na 3-4 jaar vra hy vir die Here, hoekom verskyn U nie my nie? Hoekom praat U nie my nie? Want ek meen, U het Paulus in die tronk besoek, 'n aardbewing, Petrus die engel ingegaan om wakker getik. Om uit die tronk uit begelei. Here, wat gaan U nie met my praat nie? En dadelik praat die Here met hom. En die Here vra vir hom, wat is jou naam? En dis nou nie wat hy verwag het die Here gaan hom sê. Wat is jou naam? En hy sê, hy dink by homself, sy naam is Richard, sy ma het hom vernoem na 'n Richard, 'n Saint Richard wat gemartel is. En hy's bang om te sê Richard, want dan gaan die Here hom vra, hy weet klaar die Here gaan hom vra, is jy dan nou soos daai Richard van my? En hy sê, hy's nie so goed soos daai Richard. Ja. En die Here vra vir my, want my regte name waarvoor ek altyd skaam was, daar in die Vrystaat waar ek groot geword het, het ek al die regte egte name gevra. Staan op, stel jouself in die begin van standaard 3, sê maar byvoorbeeld. Wat is jou naam? Kan ek nie maar net sê Johan nie, maar nou moet ek my regte egte name sê. Johannes Gabriel Leroux. Och, dan skater die kinders van die lag. Maar in elk geval, en die Here vra vir my, wat is jou naam? En die Here noem my nooit, die Here werk nie 'n bynaam nie, Jesus bynaam. Hy noem op my naam, Johan. En maar my regte naam op my ID is Johannes Gabriel. En hy vra vir my, is jy dan soos daai Johannes van my? Is jy soos my Gabriel, wat ek net kan stuur met 'n woord, sonder om bang te wees vir iets? Is jy soos my Johannes, wat op my bors gelê het? Ek is nie waardig om dit te sê nie. En raai wat was Richard Woerenbrand se antwoord? Here, ek het nie 'n naam nie. Die Here sê vir my, is doodreg, jy's niks. Jo. Maar dis nie wat jy wil hoor na 4 jaar in die tronk. Nee. Jy wil eintlik sê, hoor jy, well done, my Ja, nee, jy byt net vas. Hy het nog 10 jaar in die tronk gesit. It's enduring. Dis enduring.
En maar ek kan baie daaroor praat. En ons gaan baie daaroor praat. Ek gaan oor Christelike boeke praat. Ons gaan 'n bietjie boeke uit daai sektor. Ek en jy het enetjie wat ons nou saam lees wat ons so in die nabye toekoms gaan doen. Dan gaan ons 'n bietjie oor boeke praat en so. Ons gaan net lekker stories vertel. Ja. Maar dis waar jy moet gaan. Jy moet stories gaan. Maar dis nou lekker, ons het nou lank gekry al 54 minute. Dylan, well done. Well done, bro. Dis nou jy ook, Jonathan. Ek hoop ons koffie aan die ander kant het koud geraak nie. Ons gaan nou nog 'n koffietjie vat hierso na. En is lekker hier in Carletonville, dit raak somer. Aircon is af, dit begin so 'n bietjie warm raak en dit trek, maar ons gaan nog al hierdie dinge reg kry. Ek hoop nie my wange raak rooi nie, want dit het gewoonlik gebeur. Ek wil nie dit moet gebeur nie. Hoorie maar Jonathan, aangesien jy nou vandag die eerste dag saam met ons hierso is en hierdie is jou podcast ook. Wil jy vir ons bid en afsluit? Ons net vir almal sê dankie dat julle luister. Ja. En reg, ons gaan hierdie op ons YouTube kanaal sit. Hoe sê hulle daar op die professionele like the click the like button. Jy weet, en man, kom luister saam met ons en kom hoor ons stories. Ons gaan baie mense nooi om te kom gesels ook hier, gaste. En julle gaan nie kan wag om vir tieners te ontmoet nie. Nou, Big T. Hartjie. En weet jy wat, net toe ons nou in Israel was, dit was 'n Engelse groep. Die mense kan nie sê tieners nie, noem hom Tinus. Toe noem hom Tiny. Ek maak nou grappies namens hom hier, maar hy sal self van Tiny sal self met ons kom gesels hier. Kan nie wag nie. That's awesome. Dit gaan awesome. Dankie Jonathan. Good stuff. Thank you, Heavenly Father, for today, Lord. We just want to come and glorify your name. We want to exalt your name. Lord, we want to praise you and thank you. We want to come with a thankful heart this afternoon. We just want to love on you and we want to say thank you, Lord. Thank you for what you do, what you're doing in people's lives, Lord, for those people that are hurting and just struggling, Lord. I thank you for your peace that surpasses all understanding, that will guard their heart and their mind in Christ Jesus. I thank you for a hope and a vision. All people are called, Lord. The enemy steals vision, and I just thank you that there will be a revelation of how much you love people, Father God. Thank you for this podcast. Thank you that, Lord, that we'll just come humbly before you and just chat about your word and enjoy your word and spend time in your word and talk about your word. It will always just be about you, not about anybody or anything else. It will be about you, Father, and we thank you for that. We thank you for Dylan and JC and Tinas and everybody that's been part of this, Father. I thank you that they are blessed and favored, Lord, that you go before them and make their path straight. We thank you for those that are listening or watching, or just thank you that they are blessed, Lord, and that hard hearts will be softened, Lord, that there will be a revelation of your love. There will just be a genuine revelation of how much you love people. So we thank you for this, Lord. We bring you all the glory, all the honor. You are so, so worthy. And we love you, Jesus. We praise in Jesus' name. Amen. Amen, dankie dat julle geluister het. Ons is vandag nou so 'n bietjie all over the place. Maar die mense moet ons leer ken, hè. Dis wie ons is, nee. Ons is all over the place. Ons vat hom deur van Genesis op Badja, ons kap hom deur Matteus. Ons vat 'n rukkie in Petrus en dan slat ons hom weer in Openbaring. Dis hoe ons dit doen. That's how we do it. Dis hoe ons dit doen en as julle dit geniet, skakel weer en ons gaan probeer om weekliks iets te doen hierso. En sien, dankie Boet. Thanks, Boet. Dankie Dylan. Thanks, Dill. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the way we're riding. So go kneel and wait and join the herd. You
You know, a million sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a guidare l'uomo nuovo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know, a million sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd. You know,